Hartlik goeiemôre, mag die hierdie baie ryklik seën en sy wonderlike doel in die hart en liewe ook so bereik. Nou lieve vriende, 'n rooibok se reaksietyd is geweldig vinnig. Daar is genoeg video en beeldmateriaal van waar rooibokke by die water drink en hoe 'n krokodil na vore skiet om een van hulle te vang, maar met die hoë sprong en die flink beweging, hoe hulle daardie krokodil dan ontwyk en so van 'n sekere dood sekerlik vrykom dan. Dit gryp 'n mens dan aan as ons dink die wyse waarop 'n cheetah byvoorbeeld 'n rooibok vang, die spoed waarteen dit gebeur. En so het ons net 'n geweldige groot waardering vir die natuur dan ook. Nou liewe vriende, koning Josia uh het iets wonderliks gedoen nadat hy die woord van die Here ontdek het en hy het laat ander hoor wat God se woord sê. Toe die woord van die Here tot sy eie hart gespreek het en hy oortuig was en gesien het hoe hy verkeerd gedoen het en self skuldig was voor die Here en bereid was om reg te maak met die Here, kon hy nie anders as om die woord van God na ander mense toe te bring, want dit was vir hom belangrik geweest dat ander in die regte verhouding met die Here moet kom. Ons sien hierin hoe hy eintlik sy invloed en sy posisie gebruik het waarlik tot eer van die Here. Ons lees daar in 2 Konings 23 vers 1: Toe het die koning gestuur en hulle het al die oudstes van Juda en Jerusalem by hom versamel. So hy het almal, liewe vriende, van Juda en Jerusalem, al die oudstes, al die belangrike mense, lees ons in hierdie teksvers, het hy bymekaar gekry en hulle het natuurlik 'n verantwoordelikheid gehad om ook ander daar bymekaar te laat kom. So die koning het dit baie belangrik geag dat die mense wat naby aan hom is, die woord van God moet hoor en daarop moet reageer. En daarom het hy ook geweet dat die woord van die Here sal ook in hulle harte inslag vind. En dit het ook, en ons dank die Here vir dit wat daar gebeur het. 2 Konings 23 vers 2 sê, en die koning het opgestaan in die huis van die Here en al die manne van Juda en al die inwoners van Jerusalem saam met hom en die priesters en die profete en die hele volk, klein en groot. En hy het al die woorde van die verbondsboek wat in die huis van die Here gevind is, voor hulle ore gelees. Elkeen moes die woord van die Here hoor. Daar was niemand te belangrik of onte belangrik dat hulle uitgesluit moes word nie. Elkeen was ingesluit. Niemand was bo die woord van God nie. Die koning het dit baie duidelik gemaak. Elkeen moet die woord van God hoor. Klein en groot moet dit hoor. En liewe vriende, dit behoort ons uitgangspunt ook te wees in die tyd waarin ons lewe. Elkeen moet die woord van die Here sekerlik hoor en daarop kan reageer. En dan lees ons, liewe vriende, ook daarvan Markus 8 vers 38